Jy geweet dat wetenskap het onlangs bewys dat die manier waarop ons kyk vir die horison ons stresvlakke kan verlaag. Jy het dit al beleef, dalk hierdie vakansie sommer. Ek's mal daaroor wanneer wetenskap kom bewys wat die Bybel reeds al jare terug gesê het, voor wetenskaplike studies ooit gedoen het. Dawid skryf in Psalm 145 vers 5: Ek sal die glans en heerlikheid van u majesteit verkondig en nadink oor u wonderdade. En nadink, mediteer op u wonderdade. Wat beteken dit om na te dink? Dit beteken om jouself iets voor te stel of dit te herhaal, dit te oorpyns, na te dink. Nou gebruik saam met my jou verbeelding en dink aan die mooiste ding in die natuur wat jy al ooit gesien het. Dis die heerlikheid en die majesteit en die glorie van die Here. Dink aan iets wat jy gesien het, wat hierdie heerlikheid en die pragt van die Here verteenwoordig. Miskien het jy dit in werklike lewe gesien, dalk in die veld, daar in die bosveld, dalk by die see, die blomme, 'n woud of berge. Gaan terug na daai plek toe, gebruik saam met my jou verbeelding en stel jouself voor, jy kan dit ruik. Wat hoor jy? Dis daar voëls, daai harde sonbesies, golwe, dalk is dit stilte. Voel die briesie teen jou gesig, voel die son op jou vel. Gebruik jou Godgegewe verbeelding om hierdie ongelooflike skoonheid van hierdie skepping voor te stel. Neem nou saam met my 'n oomblik en dan dank ons die Here vir sy skepping, sy majesteit, sy pragt en sy skepping en alles rondom ons. Dankie Jesus vir u skepping. Dankie vir die skoonheid, Here. Dankie dat u hierdie planeet nie net gemaak het om net funksioneel te wees nie. U het dit gemaak met skoonheid. Elke son op, elke sonsondergang. Die berge, die valleie, die blomme, die gras, die oseane, die diere. Jesus, u het soveel gedoen. U het dit mooi gemaak en vol van u glorie en majesteit. Dankie Jesus. Jy geweet al hierdie skoonheid wat ek en jy sien en beleef, dat voor die skepping vertel die Bybel dat die aarde was vormloos, dit was leeg, dit was donker, dit was chaoties. En toe het God gespreek in daai duisternis in. Toe God gespreek het die wonder en die skoonheid van die skepping op die toneel ontplof. God wil ook wonderwerke in jou lewe doen. Kan jy dink aan 'n area in jou lewe wat voel chaoties of leeg of jy voel uit beheer uit, miskien is dit duister, hopeloos, hulpeloos. Dink aan daai een area. Neem 'n oomblik saam met my, dan nooi ons die God van die skepping, van al hierdie glorie en almag, nooi ons in daai area in wat vir jou voel is chaoties. Laat toe dat die Here ook lewe spreek in jou lewe in jou situasie en wat daar voel na chaos. Nooi in ons lewens in, Here, in die duisternis, in die chaos, in die lelik, die gemors, Here, die goed wat nie uitgewerk het nie. Jesus, ons glo dat u die God is wat lewe gespreek het in chaos in, het u skoonheid in die skepping ingespreek. Ons nooi u ook nou, Here, om lewe te spreek in ons chaos in ons omstandighede waarin ons onsself in bevind. Kom spreek lewe daarin. Here, vandag gee ons oor. Ons gee die gedeelte van ons lewens oor. Spreek lewe daarin, net op die manier wat net u kan. Voordat ons afsluit, is daar iemand spesifieks wat jy kan aandink, miskien 'n kollega of 'n familielid, 'n naam wat nou by jou opkom, wat jy weet hulle gaan deur 'n chaotiese tyd, donker tyd, waar hulle buite beheer voel. Dink aan hierdie persone, neem 'n oomblik om te voel en te beleef wat hulle moet beleef in hulle skoene. En dan wil ek hê jy moet die Here vra om ook lewe te spreek in hulle situasie. En neem nou 'n oomblik en bid vir hulle op die naam, vir hulle situasie, dat die Here sal lewe spreek in hulle situasie in.
Here, ons dankie dat U is wie U sê U is. Dankie, Here, vir hierdie pragtige skepping reg rondom ons. Here, die skoonheid, U majesteit wat ons kan sien. Ons vra dat U vandag ons sal herinner, Here, wys ons soos wat die dag aangaan en ons deur hierdie dag beweeg, Here, dat ons almal in die natuur om ons U goedheid, U almag sal beleef en sal beleef ook, Here, hoe U sal lewe spreek, ook in elke liewe detail van ons lewens in die naam van Jesus.